Bietjie van 'n terugblits op laasweek. Ons het laasweek gesien waar Paulus vir ons geskryf het dat God is die een wat aanstel en afstel. Hy stel heersers oor ons aan, hy stel hulle af. En al hou ons nie noodwendig van die mense wat oor ons regeer nie, moet ons besef, niemand sou daar gewees het as God dit nie toegelaat het nie, en hy weet beter as ons, so ons kan maar berus in dit. Ons het ook gesien dat slegte regerings kan 'n middel wees van beproewing of oordeel, en ek dink die Here kyk wat ons met dit maak. En al het jy nie vir hierdie president gestem nie, die Here het toegelaat dat hy ons president wees, en ons moet nou maar berus by dit. Dan moet ons ook ons belasting betaal. Al voel ons hulle mors ons geld, sê die woord van God vir ons, betaal daai belasting. Ons moet nie die besluite neem hoe hulle daai geld aanwend nie. Die tweede gedeelte het weer eens gegaan oor liefde, en ek het daai ding gesê wat so hard sny, dat daar is geen haat soos Christen liefde nie, wat beteken ons moet Christus aantrek, en die wêreld moet hom sien en beleef deur ons, en hulle moet hom kan ervaar in ons. Nou vandag gaan ons bietjie kyk na hoe gelowiges met verskillende oortuigings en gewetens in eenheid kan saamleef, en in eenheid moet saamleef. Nou ons gaan fokus op dinge soos wat is Christelike liefde, verdraagsaamheid teenoor mekaar, jou gewete, en dan dat ons eenheid in die huis van die Here kan kry, onder boeties en sissies. So in die vroeë Christenkerk moet julle nou besef, daar was spanning gewees tussen die Joodse Christene en die heidense Christene. Want hierso het jy twee mense wat uit twee verskillende kampe uitgekom het, saamgegooi is, en hulle oortuigings was anders gewees. Hoe hulle groot geword het, was anders gewees, maar hulle moes leer om saam te kan leef en die Here saam te kan aanbid. Nou ons sit baie keer in soortgelyke gevare. Ons het mense wat uit hervormde kerke uitkom, uit NG kerke uitkom, uit charismatiese kerke, happy clappy, en hier is ons almal saam as 'n familie, en ons sukkel soms om saam te leef en saam te stem. Nou ons kan moet leer, soos wat die woord van God ons leer, dat ons kan dit eintlik doen. En ek gaan vandag vir julle wys, dit is moontlik, maar ons gaan introspeksie moet doen, hoe ons met ons boeties en sissies maak. Nou hierdie eerste gedeelte in Romeine gaan Paulus nou verwys na 'n probleem wat ontstaan het tussen die Joodse Christene en die heidense Christene, was onder andere oor die kosse wat hulle geëet het. Wat was toelaatbaar, wat was nie toelaatbaar nie. Julle sal ook sien in Korintiërs en Paulus nogal 'n soortgelyke geval, daai tyd wat hulle 'n probleem gehad het met, mag hulle afgodsvleis eet, mag hulle nie, want die vleis was goedkoper verkoop gewees. En dan die verskil hier was gewees, wie was sterk in hulle geloof en wie was nog nie so sterk in hulle geloof nie. Moet ons die Sabbat onderhou, moet ons nie die Sabbat onderhou nie. Nou die een ding is, van die Christene het verstaan, Jesus het die wet vervul, so ons is vry, ons kan doen wat God toelaat dat ons dit kan doen, en dan was daar weer ander wat gesê het, nee wag, ons hou nie van hierdie vryheid nie, ons wil bietjie meer onder die reëls en die regulasies wees. Nou ons gaan vandag kyk na daar soos twee dinge wat belangrik is. Wat is 'n fundamentele saak in ons geloof en wat is nie? Wat beteken? Daar's sekere dinge waarop ons nie die knie kan buig nie, wat die woord van God vir ons sê, dit is wat Christendom is, en dan is daar bysake, goeders wat ons aangeleer het, tradisies wat ons geleer het, meningsverskille, wat nie fundamentele sake is nie, en dit is ongelukkig vir my baie keer die goed waar ons die meeste beklei. Die dinge wat onnodig is, die dinge hoe ek voel, die tradisies waarmee ek groot geword het, en ek is bereid om oorlog te voer met jou, maar dan is dit nie eers iets wat uit die woord van God uitkom nie. So ons gaan 'n bietjie kyk, hoe gaan ons dit hanteer? So ons gaan begin by 14 vers 1. En dit sê hierso, en neem hom aan wat swak is in die geloof, nie om oor sy gevoelens te oordeel nie. Die een glo dat 'n mens alles mag eet, maar hy wat swak is, eet groente. Hy wat eet, moet hom wat nie eet, nie verag nie. En hy wat nie eet, moet hom wat eet nie oordeel nie, want God het hom aangeneem. Wie is jy wat die huisknegt van 'n ander oordeel? Hy staan of val met betrekking tot sy eie Heer, maar hy sal staande bly, want God is magtig om hom staande te hou. Nou die eerste vermaaning hierso is, daar was 'n krisis gewees tussen die twee kampe. Dies wat sterk was in hulle geloof en dies wat swakker was in hulle geloof, en hierso kom 'n twis. Want die een groep sê, hoor hierso, ons kan eet net wat ons wil eet. En die ander groep sê weer, nee, ons eet net groente. So dit is amper soos 'n vegetariër en 'n vleiseter wat hierso aan mekaar is.
Nou die probleem waarmee ons sit is, as jy gaan kyk, Paulus sê teologies gewys is die sterkes nie verkeerd nie. Dies wat die vleis eet is nie verkeerd nie, maar jy wat sterk in jou geloof is, moenie 'n struikeling wees vir iemand wat nog nie so sterk is in sy geloof nie. Nou die sterkes leef uit die oortuiging dat alle voedsel word toegelaat, en dies wat swak is in hulle geloof sê weer, nee, maar alles word nie vir ons toegelaat nie. En hier is die bekleierery nou. So die een verag die ander ene, die een kyk neer op die ander ene en die een oordeel weer die ander ene. En dies wat nie die vleis geëet het nie, hulle het weer gevoel, weet jy wat, as ons dit glad nie eet en ons eet net groente, dan is ons eintlik veilig. Die ironie van dit is, Paulus sê nie vir hulle wel gedaan, omdat julle nie die vleis eet nie. Inteendeel sê hy vir hulle, hoorie, julle is bietjie swak in julle geloof, omdat julle dit nie wil eet nie. Nou die mooi ding hierso is, wat ons sal sien, is Paulus sê dan ook, hoorie so, al stem ons nie saam oor hierdie ding nie, hoef ons nie te beklei oor nie. Ons kan verdraagsaam wees met mekaar, maar die vermaaning wat hy hierso gee in vers 4, gee hy eintlik vir dies wat swak is van geloof. Daai wat sê, wie is jy wat die huisknegt van 'n ander oordeel? Hy staan en val met betrekking tot sy eie Heer, maar hy sal staande bly, want God is magtig om hom staande te hou. So hierso praat hy met dies wat swak is in hulle geloof, en hy sê, hoor hierso, hoekom verag julle die ander mense wat sterker in hulle geloof is? Hoekom probeer julle hulle oordeel omdat hulle dinge doen wat julle nie mee saamstem nie? En ons gaan nou sien hoe is dit van toepassing op ons as hedendaagse Christene. Want as Paulus hierso skryf, ons moet mekaar aanneem, en luister nou 'n bietjie mooi, dan beteken dit ons moet mekaar hartlik ontvang. Warm teenoor mekaar, jy's welkom by my, ons moet mekaar in die gemeenskap verwelkom. As mense by ons aankom hierso, moet hulle die liefde van Christus voel en sê, weet jy, ons is een gemeenskap van liefde. Kom in, word deel van ons familie. Maar Paulus sê dat kinders van God moet mekaar aanvaar sonder, hoor hoe mooi is dit, argumente en sonder veroordeling. En sonder twis en meningsverskille. Die probleem is, hoeveel keer sal ons wat onsself kinders van God noem, kies om eerder met mekaar te beklei, eerder mekaar te veroordeel en eerder in twis te lewe. Nuwe mense kom in jou gemeente en die eerste ding wat jy doen is jy kyk hy persoon uit. Wat het hy aangehaat? Wat het hy gesê? Hoe het hy homself hanteer? En dan eintlik sê dit, wie dink jy is jy? Hierso sê Paulus vir ons, ons kan nie die mense veroordeel nie. Nou daar's 'n verskil tussen Bybelse oordeel en mense veroordeel. Ons gaan binnekort inteendeel bietjie by die bidure deur hierdie hele kursus werk. Wat is Bybelse oordeel? Wat word ons toegelaat om te doen? Want ons mag soms boeties en sissies reghou. As een van ons medegelowiges buite die lyne beweeg, mag ons vir hulle sê, hoor hierso, dit wat jy doen is nie in lyn met God se woord nie. Maar die fout wat ons maak is, ons wil mense doen help. Ons veroordeel hulle en dit is net God se plek om dit te doen. Ons kyk soms na ons boeties en sissies wat nie glo soos ons en doen soos ons nie, dan het ons sommer klaar besluit, daai persoon is op pad hel toe. Die probleem wat ons het met dit, is God is die een wat eendag gaan veroordeel. Dis nie ons plek om dit te doen nie. Nou moet ons ook gaan onthou, so 2 weke terug het ons gekyk na dit, waar Paulus gesê het, nie almal gaan dieselfde mate van geloof hê nie. Nie almal gaan glo soos jy glo nie, nie almal gaan doen soos wat jy doen nie. Maar as iemand 'n wedergebore kind van God is, dan het God hom reeds aanvaar. Dan staan jy terug. Jy het niks om meer vir daai ou te sê nie, want as God hom aanvaar het, is jy nie een om hom te verwerp nie. Paulus sê verdra mekaar. Nee. Hy sê wees lief vir mekaar, ontvang mekaar, maak julle arms oop, neem die boeties en sissies in. Maar ons kyk na hulle want hulle doen nie wat ons doen nie, hulle sê nie wat ons sê nie, hulle glo nie soos ons glo nie, en dan is ons ongenadig met mekaar. Ons raak soms so in die beklei oor sekondêre sake. Ons is bereid om boeties en sissies uit die kerke uit te dryf oor sekondêre sake wat nie eens fundamenteel is tot ons geloof nie. En eintlik sê hierdie vir ons, Here, al verskil ons soms, ons kan nog steeds lief hê. Al verskil ons soms, ons kan mekaar nog steeds aanvaar. Ons hoef nie in vyandskap te lewe nie. Nou, ons bly 'n bietjie verder uit in vers 5. So 14 vers 5 sê vir ons, die een ag die een dag bo die ander ag al die dae gelyk. Laat elkeen in sy eie gemoed ten volle oortuig wees. Hy wat die dag waarneem, neem dit waar tot eer van die Here, en hy wat die dag nie waarneem nie,
neem dit nie waar nie tot eer van die Here. En wie eet, eet tot eer van die Here, want hy dank God. En wie nie eet nie, eet nie tot eer van die Here en hy dank God. Want niemand van ons leef vir homself nie en niemand sterf vir homself nie. Want as ons lewe, leef ons tot eer van die Here en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons dan sterwe, ons behoort aan die Here. Want hiervoor het Christus ook gesterwe en opgestaan en weer lewend geword, om oor die dode sowel as die lewende te heers. Nou hierso het 'n krisis ook ontstaan en julle sal sien hierdie ding steek nogal kop uit deesdae in kerke. Die swakkes het gedink sommige dae is belangriker as ander. Nou gegee hulle Joodse agtergrond, het baie van hulle nog vasgeklou aan die Sabbatdag en gevoel die Sabbatdag moet onderhou word. Maar as ons gaan kyk wat Jesus gesê het is hy die wet tot vervulling gebring. Ons is nie gebind tot die Sabbatdag nie en hierso begin daar nou weer 'n kopgestampery. So eers beklei ons oor wat se vleis ons mag eet en nie mag eet nie en nou is ons mag ons hierdie dae doen. En Paulus sê vir hulle, weet jy wat, kies jy? As jy die dag wil onderhou hom. Beide is toelaatbaar. As ons op 'n Sondag wil kerk toe kom, dit is oukei. Maar wat gebeur? Jy kry soveel keer mense wat op 'n Sondag hierso sit, nee, kyk, ons is almal op pad hel toe, maar doen ons dieselfde met hulle. Paulus sê, as jy kies om 'n dag uit te sonder bo 'n ander dag, dis jou gewete. As jy voel dis wat jy wil doen, doen dit. Maar Paulus skryf ook hierso dat die Sabbatdag is nie meer verbind op ons nie, want ons is vry van die wet. Ons was nooit onder die wet gewees nie. Nou dit was een van die seremoniële wette gewees onder die Moïse wet. Ons hoef dit nie te doen nie, want ons is nie Jode nie. Ons is nie vasgevang gewees onder daai wet nie. En hy sê hierso eintlik vir hulle, weet julle, ons het 'n nuwe verbond met Jesus. Ons het 'n nuwe verbond met God, aanvaar dit. Maar as jy dit wil doen, doen dit, maar neem ten minste 'n dag van rus per week. Die Here sê vir ons, iewerster moet jy rus. Iewerster moet jy 'n bietjie God aanbid. Iewers moet jy tyd maak om saam met jou boeties en sissies bymekaar te kom. Maar doen dit soos wat jou gewete vir jou sê dit moet doen. As jy al die dae wil onderhou dit. En ek gaan weer eens vir jou sê, as jy jouself onder die wet wil plaas jy jouself onder al 613 wette, moenie kieskeurig wees nie. En as ons eet ons tot eer van die Here, wat beteken ons dank God vir die voedsel wat ons het, want hy is die een wat dit vir ons voorsien. Ons hoef nie oor hierdie goeders te beklei nie. Ons kry nou nog mense, een sal sê, die Bybel sê hulle, jy mag nie skulpvis eet nie, soos jy skulpvis eet. As jy dit eet tot eer van die Here en jy dank God vir die voedsel wat hy vir jou gegee het, dan sê Paulus, maar dis oukei. Want ons lewe nie meer nie, dis Christus wat in ons lewe. Ons sterf nie meer vir onsself nie, ons sterf nou vir Christus. En weet julle, dit is vir my so mooi, as ons behoort nou aan God. En God is ons regter. Hy is die een wat gaan bepaal. Nou wat gebeur hierso met ons? Ons raak dik vir mekaar. Ons beklei met mekaar. En weet julle, dan wonder ek altyd, wat is die motief van jou hart? As ons so kwaad raak vir mekaar, is dit omdat jy geïrriteerd is met iets anders, nou haal jy dit op 'n boetie en sussie hierso uit. Onnodiglik. My ding is, die belangrike vraag is, word dit wat ons doen gedoen vir die Here? As ons 'n boetie of 'n sussie probeer reghelp, doen ons dit vir die Here want ons gee om vir daai persoon se siel? Of doen ons dit omdat daai persoon nie inpas by wat ek glo en daai persoon doen nie wat ek wil hê hy moet doen nie? Julle en vra julleself daai vraag, is dit wat jy doen werklik tot eer en verheerliking van die Here? Of is dit wat ons soms doen vir die aansien van ander mense? Doen ons soms hierdie werke want ons wil hê die wêreld moet ons prys en ons raak sien dat hierdie kind van God doen so goed. Sal jy dit wat jy doen vir die Here doen in die geheim as niemand dit weet nie? Sal jy bereid wees om klippe uit die pad uit te rol vir ander mense sonder dat iemand jou ooit die erkenning gaan gee vir dit? Sonder dat iemand vir jou dankie gaan sê, want dan doen jy dit vir die Here. Maar so gereeld sien ek hoe graag wil Christene hê die wêreld moet weet hoe goed is ek. Die wêreld moet vir my die aansien gee, die wêreld moet my prys en eintlik sê God, dit gaan oor jou hart. Doen jy dit vir my of doen jy dit vir die aansien van die wêreld? Dis vir my belangrik dat as ons sê ons doen iets vir 'n boetie en sussie, dan doen ons dit nie om raak gesien te word nie. Ons doen dit nie vir die eer nie. En ek weet hoe voel dit is horribaal as jy partymal vir iemand ietsie doen en jy kry nie eers 'n dankie nie. Maar die Here sê dis nie waar dit gaan nie. Jy doen dit vir God. Nou wat vir my baie belangrik is, as ons
bietjie krapperig raak met mekaar, moet ons gaan kyk wat is sekondêre en wat is fundamentele sake. Nou 'n fundamentele saak kan wees wat sê die evangelie van ons. Wie is God drie-enig? Wie was Jesus Christus? Wat is die weg na God toe? Dis 'n fundamentele saak. Ons kan nie verby dit kom nie. Maar dan het ons sekondêre sake wat beteken ons het verskillend groot geword. Ons is verskillend geleer. Ek en Simon hy baie keer kop gestamp oor dit. Hulle kom uit 'n NG agtergrond uit. Daar's sekere goeters waar ons nie kon saamstem nie, want dit was 'n menslike tradisie gewees. Maar dan sê dit vir jou, dit kan ook 'n saak van jou gewete wees. As die Heilige Gees jou aankla oor iets, beteken dit nie hy gaan jou boetie ook aankla oor dit nie. As die Heilige Gees jou aankla dat jy skuldig voel oor iets, beteken dit nie jou boetie hoef ook skuldig te voel oor dieselfde ding nie. Die fout wat ons maak is, ons wil soveel keer namens die Heilige Gees optree en ons wil die mense aankla. Hoeveel keer doen ons dit? Iemand hoor nie wat jy sê nie, hulle glo nie soos wat jy glo nie, en jy's die een wat besluit, ek gaan jou aankla vandag. Ek gaan jou veroordeel en ek gaan jou hel toe stuur. Eintlik sê die woord van God, jy verkondig die evangelie, jy gee die goeie nuus, die Heilige Gees sal die werk daarna doen. Dis nie jou plek om dit te doen nie. As die Heilige Gees jou aankla omdat jy 'n bier gedrink het en nou drink jy boetie 'n bier en nou wil jy hom verdoem hel toe. Dalk moet die Heilige Gees nog met hom werk. Dis nie jou plek om dit te doen nie, maar wat doen ons? Ons verdoem hierdie mense tot die hel toe en ons dryf hulle weg, verder weg van God af. In steede daarvan om hulle nader te trek, dryf ons hulle weg en eintlik sê die woord van God, jy moet net die goeie nuus gaan deel. Die goeie nuus van Jesus Christus en sy kruisdood. Die probleem waarmee ons sit. Ons dink as nietige mens, ons weet meer as die Heilige Gees. As iemand nie dadelik voel soos wat ek voel nie en iemand nie dadelik doen wat ek doen nie, dan voel ek gaan die Heilige Gees se werk vandag doen en ek gaan dit vir jou vertel. Gaan kyk 'n bietjie in jou Christenloop met Jesus en met God. Hoe nader jy aan die Here kom, hoe verder gaan jy weg van sekere sondes af. Dit vat partymal 'n tydperk om uit te kom. Dan verwag ons iemand wat nou tot bekering kom moet dadelik op dieselfde geestelike plek wees as ons. Paulus sê vir ons, nie almal gaan dieselfde dink nie, nie almal gaan dieselfde doen nie. Dis nie nodig vir ons om oor te beklei nie, dis nie nodig vir ons om daai persoon te veroordeel nie, want God sal dit eendag doen. Hy is die regter. Ek voel as ons mekaar wil reg help uit liefde uit, help ons mekaar reg uit liefde uit. Maar as ons mense in die grond in wil vertrap, oor goed wat ons nie van hou nie, dan doen ons dit nie meer uit liefde uit nie. Ons help mekaar reg, want ons mekaar nader aan die Here kry. Ons leer mekaar die kern van die evangelie, nie persoonlike oortuigings nie. Weet julle, ek gaan nie vir julle lieg nie. Jy kan partymal vir mense dit so op swart en wit uit die skrif uitwys. En hulle gaan jou nie wil hoor nie, hulle gaan jou nie glo nie. Dan was jy jou hande in onskuld en jy sê, ek het jou vertel wat die woord van God sê, laat die Heilige Gees toe om my persoon aan te kla. Ons moet begin besef dat persoonlike oortuigings dra nie meer waarde as die woord van God nie. Dit waarvan jy hou is nie belangriker as die woord van God nie, want weet julle hoe jy oor 'n ding voel, beteken nie jou boetie gaan ook so oor 'n ding voel. En, weet julle wat is die hartseer realiteit? Jy is nie altyd reg nie. Ek moes ook al erken, ek is nie altyd reg nie. Dis nie lekker nie. Maar ek kan vandag vir julle onvoorwaardelik sê, dis nie nodig om tweespalt te veroorsaak in 'n gemeente, omdat almal nie dieselfde dink en doen as jy nie. Kan julle dink hoe sou hierdie wêreld gelyk het? As ons almal so soldaatjies in presies die regte rigting geloop het, alles presies dieselfde geglo het. 'n Persoonlike oortuiging of 'n opinie is presies dit. Dis hoe jy daaroor voel. Dis nie te sê dis hoe God daaroor voel nie. As jy dit nie uit die woord van God uit kan bevestig nie, is dit dalk nie 'n slegte idee om 'n wag voor jou mond te sit nie. Dis dalk nie 'n slegte idee om jou opinie vir jouself te hou nie. Dis dalk nie 'n slegte idee om 'n boetie of 'n sussie in die grond in te trap, omdat hulle nie oor 'n sekondêre saak saam met jou stem nie. Ek wens ek kan julle vertel die klagtes wat 'n ou partymal kry oor die mees onbenulligste goeters in die bediening, dan dink ek julle mis die groter prentjie. Julle mis die liefde, julle mis die woord van God, want julle is so gefikseer op 'n sekondêre saak, dan dryf ons boeties en sissies uit die kerk uit. Presies die teenoorgestelde wat God eintlik van ons verwag. En nou sal Romeine 14 vers 10 vir ons bietjie uitbrei op dit. Maar jy, waarom oordeel jy jou broeder?
Of jy ook, waarom verag jy jou broeder, want ons almal voor die regterstoel van Christus gestel word? Want daar is geskrywe, so waaragtig as ek leef, sê die Here, voor my sal elke knie buig en elke tong sal God bely. So sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap gee. Laat ons dan mekaar nie meer oordeel nie, maar besluit dit liewer om nie die broeder 'n hindernis of 'n struikelblok in die weg te lê nie. Different strokes for different folks. Julle sal my nie glo nie, maar ek kyk partymal na hoe ek en my vrou ons kinders grootmaak, en dan kyk ek dalk hoe Neil en Melissa hulle kinders grootmaak. Ons gaan dit nie dieselfde doen nie, en dis oukei. En hierso sê Paulus ook, julle hou op om mekaar te verag, hou op om met mekaar te beklei, want weet julle, ons almal gaan dit nie dieselfde doen nie, maar onthou een ding, ons almal gaan voor God te staan toe. God is die een wat op die einde van die dag gaan sê wat is reg en wat is verkeerd. Ons gaan, weet julle, in Jesaja sê hy dit inteendeel, en dit is my so kosbaar, want dit wys vir julle ons moet ons woord ken. Jesaja 45 vers 23 is wat Paulus aanhaal. En ek sweer by myself, geregtigheid gaan uit my mond, 'n woord wat nie herroep word nie, dat voor my, dis nou God, elke knie sal neerbuig, by my elke tong sal sweer. Almal gaan eendag voor God staan om rekenskap te gee. Maak nie saak wie jy is nie. Almal gaan eendag voor God te staan en kom en God gaan beoordeel. God gaan besluit wat was reg en wat was verkeerd. As ons gaan kyk na 2 Korintiërs 5 vers 10. Want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad. Ons word hier herinner. Julle, ons almal wat die Here dien, gaan eendag voor God se regterstoel staan. Ons almal. Die ding wat ek wil hê ons moet vandag begryp is, ons gaan nie voor ons Facebook vriende staan nie, ons gaan nie voor mense staan nie, ons gaan nie voor kerkpolitiek staan nie, ons gaan nie voor ander Christene en hulle opinie staan nie. Ons gaan voor Christus staan. Ons gaan eendag aan hom moet vergelding doen, en geen mens nie. Ons is soms so gefokus om die mense wat hier sit te behaag, dat ons God uit die prentjie uithaal. Ons kyk nie meer na die Here nie. As ons besef, jy gaan eendag voor God staan, vir alles wat jy gedoen het, tot na jy tot bekering gekom het, jou werke. Het jy mense na die Here toe gelei, het jy mense weggedryf van God af. Dan sal ons dalk bietjie mense anders begin behandel. Ons sal dalk 'n liefde teenoor mense begin kry. Ons sal dalk 'n liefde vir ons boeties en sissies kry. Nou wil ek julle vandag hierso vra, as jy iemand wil oordeel oor hoe hulle dinge doen, onthou eers jou eie swakheid. Onthou jy het ook foute. Onthou jou eie sonde, net soos wat daai persoon sonde het. En onthou dat jy ook God se genade nodig het, net daai persoon God se genade nodig het. God is die regter, nie ons nie. Jy is nie in die posisie aangestel om mense te beoordeel nie. Hierdie gaan oor beoordeling, nie veroordeling nie, onthou dit. Jy wat gered is, sal nie veroordeel word nie, maar jy gaan aanspreeklik gehou word. Daar's soveel kerke wat vandag vir mense leer, as jy tot bekering gekom het, jy die groen lig om te doen net wat jy wil. Dis nie wat die woord van God sê nie. Die woord van God sê vir jou, jy gaan eendag voor hom te staan en kom, en jy gaan aanspreeklik gehou word vir dit wat jy gedoen het, na jy tot bekering gekom het. Nou 'n groot probleem wat ek het, as jy jouself 'n kind van God of 'n Christen noem, en jy begeer nog steeds die dinge van die vlees, en jy wil nog steeds die wêreldse dinge bevredig, dan moet jy dalk begin selfondersoek instel of jy werklik 'n kind van God is. As jou hartsbegeertes nog in die wêreld vasgevang is, dien jy werklik die Here. Nou julle, ons gaan moet leer om 'n kritiese gees te vermy en om nederig te wees teenoor ons boeties en sissies. Ons gaan moet leer dat ons meer verdraagsaam moet wees as hulle nie saam met ons stem nie. En dis vir my moeilik partymal, ek weet dit. Ek wil ook hier die Bybel partymal vat en iemand oor die kop slaan en sê, kan jy net hoor wat ek vir jou sê? Maar ons moet besef, ek is nie in die plek om jou motiewe te beoordeel nie. Ek is nie op die plek om te dink, jy sal geestelik minderwaardig, omdat ek die Here al langer dien nie. Almal gaan voor God se regterstoel staan. Ek en Kluis. Nou om hierdie ding vir ons mooi af te sluit, sê Paulus vir ons in vers 14. En ek weet en is oortuig in die Here Jesus,
dat niks op sigself onrein is nie, maar hy wat reken dat iets onrein is, vir hom is dit onrein. Maar as jou broeder deur voedsel gegrief word, dan wandel jy nie meer volgens die liefde nie. Moenie deur jou voedsel hom te gronde rig vir wie Christus gesterf het nie. Laat dan van die goeie wat aan julle behoort nie kwaad gespreek word nie. Want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. Want hy wat Christus hierin dien, is aan God welgevallig en by die mense geag. Laat ons dan najaag wat tot vrede en onderlinge stigting dien. Moenie ter wille van voedsel die werk van God afbreek nie. Alles is wel rein, maar dit is verkeerd vir 'n mens om te eet as dit tot aanstoot is. Dit is goed om geen vleis te eet of wyn te drink of iets te doen waardeur jou broeder aanstoot neem of struikel of waarin hy swak is nie. Het jy geloof? Behou dit vir jouself voor die aangesig van God. Gelukkig is hy wat homself nie oordeel en wat hy vir geoorloof ag nie. Maar hy wat twyfel as hy eet, is veroordeel omdat dit nie uit geloof is nie. En alles wat nie uit geloof is nie, is sonde. Nou julle in die eerste ding weer eens sê Paulus hier vir ons is nie meer onder die ou verbond nie. Ons is vrygekoop. Dis kosbaar wat Jesus se kruisdood vir ons beteken het. Maar as jy veroorsaak dat jou boetie struikel deur wat jy doen, is dit 'n probleem. Ons is soms so geregverdig dat dit is wat ek glo, dis wat ek wil doen. As dit tot jou boetie se val lei, dan gee ons ook nie eers om nie. En eintlik sê Paulus, jy gaan soms jouself moet weerhou om sekere dinge te doen om 'n boetie te stig of nader aan die Here te kry. Ons moet liefde teenoor die swakkes in geloof begin betoon. Alle Christene, alle wedergebore kinders van God is geroep om ander op te bou en na vrede te streef. Nou weet julle, dan sê dit ook hier, Paulus dring daarop aan dat die sterkes nie God se werk en die swakkes vernietig deur voedsel te eet wat hulle laat struikel nie. Dit kom daarop neer. As jy die Here dalk al langer dien, as jy dalk al sterker in jou geloof is, moenie neerkyk op die mense wat nog daar moet uitkom en sodoende maak jy dat hulle wegbeweeg van die Here af nie. En ek het dit al in kerke hoeveel keer gesien gebeur. Ons kyk neer op die mense wat nie die Here dien soos wat ons wil hê hy moet dien nie. Hulle doen nie soos ons wil hê hulle moet doen nie, dan trap ons hulle in die grond in. En oor 2 weke kyk ons en wonder ons, hoorie, hoekom kom my boetie nie meer kerk toe nie? Jy is dalk die rede dat hy boetie nie meer kerk toe kom. Want in steede daarvan dat jy hom welkom laat voel, het ingetrek het en gesê, hier is ons gemeenskap, hier is ons liefde. Het jy vir daai persoon vertel hoe verkeerd is hy? Hoe doen hy verkeerd? En in steede daarvan om hom op te bou en te stig, het jy hom eintlik weggedryf van die Here af. Ek ken persoonlik mense wat in kerke as gevolg van ander wedergebore kinders van God so seer gemaak is, dat hulle begin dink as dit is hoe 'n Christen homself hanteer, dan wil ek eintlik nie 'n Christen wees nie. Ons moet begin oplet hoe ons met die mense maak vir die Here in ons hande sit. As jy sterker is in jou geloof, dank die Here vir dit. As jy 'n nader verhouding met God het, dank die Here vir dit. Wees geduldig met jou boetie en sussie wat op daar moet uitkom. Wees geduldig met jou boetie en jou sussie wat nog nie voel en glo soos wat jy voel en glo nie. Weet jy, dit is vir my so belangrik dat ons begin besef wat ons met die mense om ons maak. Want jy gaan eendag aanspreeklik gehou word vir dit voor God. Ons moet versigtig wees dat ons nie die geloof van 'n ander boetie of sussie vernietig nie. Christene dryf soveel keer mense uit kerke uit. En ek weet ek wil amper sê Christene. Ons aksies dryf mense partymal weg van die Here af in steede daarvan om hulle nader te trek. Ons gun nie die mense die geleentheid om in hulle geloof te groei nie. Want jy is nog nie waar ek is. Jy doen nog nie wat ek doen nie, so asof jy so grand is. Ons almal moet nederig wees. Ons almal is gered deur dieselfde genade en dieselfde liefde van God. As jy jou boetie of jou sussie laat struikel, sondig jy. En ek kan julle beloof, jy gaan aanspreeklik gehou word vir God vir dit. Jy gaan partymal dinge moet doen, of dinge moet weerhou, omdat jy lief is vir 'n boetie en 'n sussie, en jy nie wil hê hulle moet struikel nie. Hulle sê hier so, 'n struikelblok is iemand, as jy iemand geestelik laat val,
As jy iemand in sy gewete beskadig, of as jy 'n hindernis is vir geloofsgroei. Die vryheid wat ons in Christus het, moet ander opbou. Ander mense nader in die Here trek. Maar vryheid moenie misbruik word nie. Liefde gaan partymal daai vryheid beperk. Jy gaan uit liefde uit sekere dinge nie doen nie, omdat jy 'n boetie of 'n sussie wil stig. Al is dit ten koste van jouself, maar jy gaan dit uit liefde uit doen. Jy kan teologies, skrifgewys reg wees, maar nog soos liefdeloos wees. Jy kan hierdie Bybel bestudeer, van voor tot agter, en nog steeds nie die Here se liefde in jou hart hê. En jy kry mense wat dit doen. Jy kry mense wat die woord bestudeer omdat hulle jou wil aanval. Dit gaan hand aan hand. As jy die woord van God bestudeer, moet jy die liefde van die Here ook in jou hê. Die koninkryk gaan nie oor die kos, kerktradisies, jou persoonlike voorkeure of mensgemaakte reëls nie. Maar dis hartseer as ek sien kerke word verdeel oor die musiek wat gesing word, die klere drag by die kerk, en tradisies en absolute sekondêre kwessies. Ek gaan met jou eerlik wees, jy kan aantrek wat jy wil aantrek, solank as wat jy hier is om die Here te dien, is ek. Ek gaan jou nie oordeel op dit nie, want dit is nie my plek om dit te doen nie. Die skrif sê, die koninkryk is groter as wat ons aan het, wat ons sê, wat ons sing. Bou jou optrede mense op, of vertrap het hulle. As iemand na jou kyk, kan hulle sien, hoor hierso, hierdie is 'n godsman en 'n godsvrou, ek soek wat hulle het. Of beskadig jy soms mense deur jou houding, deur jou woorde, deur jou veroordeling en beoordeling, omdat mense nie doen soos wat jy het wil doen nie. Die Heilige Gees werk verskillend in ons almal. Party mense groei vinniger, party mense groei stadiger. Party mense verstaan die vryheid wat ons het eers bietjie later. Hulle moet nog uit hulle kerktradisies uitkom. Ons moet mekaar help groei in daai proses. Nie mekaar vertrap omdat hulle nog nie is waar ek wil hê hulle moet wees nie. Weet jy, ons beklei partymal so in kerke oor die mees onbenullige goeders. Ek wens julle kan dit hoor. Oor die mees onbenullige goeders raak ons so dik vir mekaar, ons weier om terug te kom kerk toe. Ek gaan weer eens vir jou sê, nie een van ons wat hier sit is altyd 100% reg nie. Nie een nie. Hierdie wena aangesluit. Ek doen moeite om my Bybel te bestudeer. Ek doen moeite voordat ek enigiets sal sê, maar weet julle, ek kan dit ook verkeerd. Jy is nie elke dag 100% altyd reg nie. Ons gaan moet leer dat jy kan ook verkeerd wees. As ons hierso kom, moet hierdie 'n plek van genade wees. Hierdie moet 'n plek van liefde wees. Hierdie moet 'n plek van omgee wees. Hierso moet die evangelie die kern wees. Nie persoonlike of kerktradisies nie. Hierdie moet oor die skrif van God gaan. Want onthou, die Bybel sê self, nie een van ons lewe meer vir homself nie. Ons lewe nou vir Christus. Weet jy, 'n Christen se lewe gaan nie meer oor homself of haarself, of oor jou persoonlike voorkeure nie, of wat jy dink reg is in jou oë nie. En dit gaan definitief nie oor ons opinies nie. Die liefde van God is nie om altyd reg te wees nie. Dis nie altyd om jou regte uit te oefen nie. Dit gaan oor Christus. As ons leef, leef ons vir die Here. As ons sterf, sterf ons vir die Here. Want as jy 'n kind van God is jy veronderstel om volkome aan Jesus Christus te behoort. Weet julle, ek het hierso 'n ding, 'n ware kind van God vra nie wat mag ek doen nie. Hy vra eerder wat verheerlik Jesus Christus. Ons wil so graag hierdie lyn partymal druk so ver as wat ons kan. Ek wil so graag dinge doen, net dat ek nie sondig nie. En eintlik sê die woord van God vir jou, doen wat jy doen tot verheerliking van Jesus Christus. Is ons lewens die toonbeeld dat ons dit doen om die Here te verheerlik, of probeer ons dit so ver as moontlik dryf? Ek gaan op daai lyn loop, dalk is ek reg, dalk is ek verkeerd. Dis nie hoe 'n kind van die Here moet lewe nie. Jy moenie vir God vra, wat mag ek nog doen nie? Wat mag ek kyk voordat dit sonde word nie? Mag die girl in 'n bikini wees, dan sit ou right, Here. Eintlik is dit, hoekom kyk jy na daai girl in die bikini in die eerste plek? Here, mag ek hierdie drankie drink net voor ek gesyp is dit okay vir u? Dan is my vraag, op daai oomblik kom die Here terug en jy slinger half gesyp rond, want jou fokus was eerder, mag ek dit doen? Het ek die Christelike vryheid om dit te doen? Of is dit, Here, verheerlik dit u?
As ek soos 'n dronk boemelaar rondval, verheerlik dit U. Kan die mense die liefde van Christus in my sien? Ons doen dit soveel keer dat ons probeer dit stoot tot op die punt. Here, ek wil hierdie doen net voordat dit nou regtig sonde is. Dis nie wat God van ons verwag nie. God verwag van ons jou hele leefstyl moet die toonbeeld wees van 'n kind van God wat hom verheerlik. Julle weet die kerk sal net sterker word en dis tyd dat die kerk begin sterker word. As ons mekaar aanvaar, mekaar respekteer en mekaar in liefde begin dien. As ons begin omgee vir die boeties en sissies wat om jou sit, want nie elke verskil is 'n kettery werd nie. Nie elke meningsverskil is 'n veg werd nie. Christelike liefde is belangriker as persoonlike voorkeure. Mag ons van vandag af mekaar aanvaar, mekaar lief hê en nie mekaar oordeel en die eenheid van Christus in hierdie liggaam beskerm. Ek wil vir ons afsluit met een stukkie in Romeine 14 wat ons sopas gelees het. Romeine 14 vers 9. Wat hiervoor het Christus ook gesterwe en opgestaan en weer lewend geword, om oor die dode sowel as oor die lewende te heers. Maar jy, waarom oordeel jy jou broeder? Of jy ook, waarom verag jy jou broeder? Want ons almal voor die regterstoel van Christus gestel word. Laat ons begin najaag wat is tot vrede en onderlinge stigting. Weet julle, ek het hierso 'n ding. Dit wat binne in jou lewe sal mense kan sien met hoe jy met hulle maak. As die liefde van God binne in jou lewe, gaan die mense om jou dit sien en hulle gaan dit aanvaar, ervaar. As die duisternis binne in jou lewe, gaan die mense om jou dit sien en ervaar. Ek pleit by julle vandag, dat die Heilige Gees van God binne in jou begin lewe. Al moet jy jou eie begeertes een kant toe skuif. Het gaan oor God en God alleen. Mag jou lewe die Here Jesus Christus begin verheerlik. En nie meer die wêreld se aansien najaag nie. Sluit asseblief met julle oë. Die Here, Romeine 14 het 'n paar harde waarhede vir soveel kinders van God vandag. Here, ek bid vandag heel eers dat ons mekaar sal begin verdra, mekaar in liefde sal begin hanteer. Here, dat die Heilige Gees se liefde deur ons sal werk, dat ons boeties en sissies nader aan U sal bring, nie sal uitdryf vir die kerk uit nie. Here, dat ons 'n leefstyl sal begin lewe om U te verheerlik, nie om te kyk hoe ver kan ons dit druk voordat ons besig is om te sondig nie. Here, en as dit is dat ons dinge moet weerhou om 'n boetie en 'n sissie te stig, dat ons dit sal doen uit liefde uit. Here, maar dat ons mekaar nie sal veroordeel nie, want ons elkeen gaan eendag voor U regterstoel staan. Here, ek wil asseblief bid vir 'n absolute goddelike liefde vir mekaar, 'n omgee en 'n bemoediging vir mekaar. Dat ons die liggaam van Christus so kan versterk. Here, ek het 'n absolute pleidooi vandag dat ons elkeen so sal lewe dat die wêreld sal kan sien, dit is die liefde van God in ons. En nie die duisternis wat binne in ons lewe nie. Here, ek dank U vandag vir elke geleentheid wat ons het om uit te reik en boeties en sissies nader aan U te bring. Elke geleentheid wat ons het om tyd in die woord te spandeer, is vir ons kosbaar. Here, my gebed is dat ons so sal begin lewe. Dat die mense na ons sal begin kyk en dink, dit is hoe ek wil lewe. Want dit is 'n kind van God. Here, ek vra asseblief wees met elke persoon wat hier is vandag as ons hier so wegry, dat ons die lig in hierdie donker wêreld sal gaan skyn. En so ook mense sal dit welkom voel dat hulle nader aan U wil kom. So ek los julle vandag met die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van sy Heilige Gees bly en sy met elkeen van julle. Amen en amen.